Nou gaan ons beskryf, verduidelik, bespreek en evalueer. So ons gaan kyk na soorte of forme van beleggings gebaseer op die volgende beleggingsfaktore. Opbrengs op belegging, beleggingstermyn of periode, belastingimplikasies. En dan invloed van inflasiekoers op belegging. Ons gaan kyk na belastingimplikasies en invloed van inflasiekoers op beleggings. Besigheidsbeleggings. 1. Opbrengs op belegging moet hoër wees as wat hulle in ander veiliger en moeitelose beleggingsposisies sou kon verdien het. Tweedens, beleggingstermyn of periode, langtermynbelegging. Besigheid moet tyd gegee word om homself te vestig en om te groei. Belastingimplikasie. Dividende van maatskappye word belas teen 'n koers van 15%. Winste van 'n vennootskap word by die belasbare inkomste van die vennoot gevoeg. Dan 4. Inflasiekoerse. Aanvanklik mag die opbrengs op die belegging minder as die inflasiekoers wees. Hoe meer suksesvol die onderneming oor tyd word, hoe hoër sal die opbrengs op die belegging wees. Oor tyd kan die opbrengs dus hoër as die inflasiekoers wees. Opbrengs op belegging by aandele. Groot winste kan gemaak word indien die waarde van die aandeel oor tyd vermeerder. Dan groot verliese kan gelei word indien die waarde van die aandeel oor tyd weer afneem. 2. Beleggingstermyn of periode. By aandele, medium of langtermynbelegging. En dan dit mag enige tyd verkoop word behalwe SEB aandele wat gehou moet word vir 'n vasgestelde periode voordat dit verkoop mag word aan sekere groepe. Dan belastingimplikasie by aandele. Dividende word belas teen 'n koers van 15%. Tweedens, kapitaalwinsbelasting is betaalbaar indien die aandele verkoop word teen 'n hoër prys as die aankoopprys van die aandele. Belasting betaalbaar word bereken nadat daar voorsiening gemaak is vir die vrystelling van belasting op die eerste 30.000 van die kapitale wins. Inflasiekoerse. Op die langtermyn het dit bewys dat dit inflasie kan klop. Effekte trust. Opbrengs op belegging. Groot winste kan gemaak word indien die waarde van die aandele in die portefeulje oor tyd vermeerder. So as die waarde vermeer, kan daar meer winste gemaak word. Groot verliese kan gelei word indien die waarde van die aandele in die portefeulje ook oor tyd verminder. So as die tyd verminder, verminder die waarde ook. Beleggingstermyn of periode. Medium tot langtermynbelegging kan enige tyd verkoop word. So jy kan enige tyd jou aandeel verkoop by die effekte trust. 3. Beleggingsimplikasie by effekte trust. Inkomstebelasting is betaalbaar op rente-inkomste ontvang. Kapitaalwinsbelasting is betaalbaar wanneer die belegging verkoop word. Inflasiekoerse. Beproef om inflasie oor die langtermyn te klop. Die staatse kleinhandelseffekte. Opbrengs op belegging. Rente word deur die staat aan die belegger betaal teen 'n vaste koers. Lae opbrengs op belegging en dan laastens opbrengs op belegging is gewaarborg. So jy is altyd gewaarborg van winste. Beleggingstermyn periode. Daar's 'n vaste periode van 2, 3 of 5 jaar. Rente verdien word by die belasbare inkomste van die belegger getel.
Vir persone onder die ouderdom van 65 jaar word die eerste 23.800 as belastingvry beskou. Vir persone oor die ouderdom van 65 jaar word die eerste 34.500 as belastingvry beskou. By inflasiekoerse, gekoppel aan inflasie vir die tydperk van die belegging.